Here, baie dankie vir kosbare oomblikke soos hierdie. Dat ons op hierdie Kersoggend vir oomblikke mag stil word, mag oordink hoekom ons juis Kersfees vier. Dankie dat U as die lig vir hierdie wêreld na ons gekom het, om die duisternis waarin mense vasgevang was as gevolg van hulle sonde, vir ewig te kom wegneem. Dankie dat ons dit ook vanmôre nou vanuit die woord kan hoor, en dat ons mag vra dat U ook dit in ons lewens sal kom seën. Amen. Goeiemôre op hierdie baie besonderse dag op ons jaarkalender. Ja, dis Kersdag, en dis my gebed dat jy vandag die mooiste en die geseënste dag sal hê. Dat jy omring sal wees met familie en dalk selfs nog vriende ook. En as dit so is dat jy vandag hierdie Kersdag alleen moet deurbring, dan bid ek dat die Here se vrede op so besonderse wyse jou lewe sal volmaak vandag, dat jy nie vir 'n enkele oomblik alleen sal voel nie. 'n Baie geseënde Kersfees vir elkeen van julle. Ons gaan vanmôre net 'n paar verse uit die woord van die Here lees, daar uit Johannes 1 van vers 4 af. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was nie self die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na hierdie wêreld toe. Nou ons het ons erediens sopas begin met die aansteek van die adventskerse en die Christuskers. En as hierdie gebou nou donker was, dan sou jy gesien het hoe met die aansteek van elke volgende kers hierdie gebou ligter en ligter word. Want dis mos wat lig doen. Lig verdryf donkerte en lig maak alles helderder. Lig is 'n tema wat ons dwars deur die Bybel vind. En die Ou Testament begin trouens met die gedagte en met die tema van lig, as ons hoor dat dit God se heel eerste skepingswoorde is, laat daar lig wees. En oomblik toe hy dit sê, toe moes die duisternis wat tot toe oor die skepping geheers het, net verdwyn het. As Johannes sy lesers aan Jesus voorstel, dan begin hy op presies dieselfde manier as wat die Ou Testament begin het. Ek weet nie of jy dit al ooit raak gelees het nie, maar Genesis 1 vers 1 sê, in die begin. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, sê vers 1. Met ander woorde, daardie dag toe God gesê het, laat daar lig wees, was ons Here Jesus Christus reeds daar. Hy was daar toe die lig geskep is. En hy sou uiteindelik eeue daarna as die ware lig na hierdie wêreld kom, soos vers 9 sê. 'n Skepping wat tot toe vasgevang was in duisternis, word deur 'n God ingrype daarvan bevry, toe God lig gemaak het. En voortaan sou 'n skepping in lig kon funksioneer, soos wat ek en jy dit vandag kan ervaar en kan beleef. In 'n wêreld wat simbolies vasgevang was in die duisternis en die donkerte van sonde en ongehoorsaamheid aan God, het ook 'n ernstige behoefte aan ware lig gehad. Hierdie keer lig met 'n hoofletter. En dan is dit ook deur God se ingrype op 'n dag, as hy sy seun Jesus Christus as die ware lig na hierdie wêreld stuur, dat die duisternis van sonde moet wyk. En dat mense wat voortaan in 'n verhouding met hom lewe, nie meer in die duisternis sou wees nie, maar in die ware lig sou kon leef. Johannes doen 'n tweede wonderlike ding as hy Jesus aan ons bekendstel. Nie net is Jesus die ware lig nie, maar Jesus is ook die woord van God. Ons praat so dikwels van die Bybel as die woord van God, maar hier sê Johannes, Jesus is die woord van God, die Logos Theos. Hy is die woord van God. 2000 jaar gelede, toe hy as die ware lig na hierdie wêreld gekom het, het mense die voorreg gehad om in sy teenwoordigheid te verkeer. Hy het as ware met sy teenwoordigheid, het hy lig verskaf en duisternis verdryf. Ongelukkig het ek en jy 2000 jaar later nie meer die voorreg om met Jesus hier op aarde te verkeer nie, maar nou het ons sy woord. En die lig wat Jesus Christus is, word vanuit sy woord verder versprei. Ons kan die lig vir ons lewens vandag nog vanuit sy woord ontvang. En daarom is die woord van die Here so onontbeerlik vir elkeen van ons. Want juist daarin vind ons lig, en as ons daarin lewe, sal ons nooit in die duisternis van sonde verdwaald raak nie. Ja, die koms
van Christus na hierdie wêreld het ook die ware lig vir die wêreld gebring. Vir elkeen wat aan hom glo, het dit moontlik geword om nie meer in die duisternis te leef nie, maar nou in die ware lig te kan leef. Dat egter 'n ongelukkige hartseer ding gebeur. Kan ek dit weer sê, dat egter 'n ongelooflike hartseer ding gebeur. Daardie dag toe ons Here gebore is, het die mense hom nie erken as die ware lig wat na hierdie wêreld gekom het nie. Mense het hulle rug op hom gedraai. Mense het selfs probeer om hierdie lig uit te doof deur hom te vermoor aan 'n kruis. En hulle wou veel eerder in die duisternis voortleef. Ja, 2000 jaar verder vandag is dit steeds so dat mense hom nie wil erken as die lig in hulle lewe nie, as die lig van hierdie wêreld nie, en verkies hulle om eerder in die duisternis voort te leef. Maar ek en jy wat dit wel erken, ek en jy wat in die lig van Christus lewe, ons het vandag die voorreg om te mag bly wees en te mag jubel en te mag juig oor die ware lig wat op hierdie dag na hierdie wêreld gekom het. Ek en jy kan in die sekerheid lewe dat die duisternis dit nooit weer kan uitdoof nie. Ek en jy die absolute sekerheid dat wanneer ons in die lig van Christus lewe, die duisternis oor ons nooit weer die mag sal kan hê nie. Want dit is mos hoe dit is. Die oomblik wanneer lig en duisternis skyn, dan wyk die duisternis. Duisternis kan nooit wen nie. Duisternis kan nooit die oorhand oor lig kry nie. Lig wen altyd. Wat 'n heerlike sekerheid vir my en vir jou vanmôre as ons in Christus se lig lewe. Dat die donker, bose magte van die duisternis in hierdie wêreld ons nooit kon oorweldig nie. Ons is absoluut veilig in die lig van ons Here Jesus Christus. Kersfees is daarom 'n fees van lig. Dis 'n Christusfees, dis 'n geloofsfees, dis 'n kerkfees. En daarom behoort ons ligte te laat brand in hierdie tyd. Daarom behoort ons kersse aan te steek en ons kersbome vol liggies te maak, omdat ons juis op hierdie wyse die fees van ligte, van lig wil vier. Maar dit is eintlik so jammer dat ons 'n paar dae van nou af weer die ligte afsit, die kersse doodblaas, die kersboom bære. En baie keer bære ons sommer alles wat saam met Kersfees gekom het, soos vreugde en vrede en welwillendheid, ook sommer so saam met die versierings. Dit moenie gebeur nie. Dit mag nie gebeur nie. Nee, wanneer ons die liggies afsit, die kersbome bære, dan moet ek en jy juis die lig wees wat verder leef. Want ons Here Jesus Christus het vir my en vir jou daardie verantwoordelikheid en daardie opdrag gegee om nou die lig vir die wêreld te wees. Onthou julle daar Matteus 5 vers 14 sê hy dit baie duidelik: Julle is nou die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn dat julle Vader wat in die hemel is, juis daardeur verheerlik sal word. Kom op hierdie wonderlike dag van Kersdag. Hierdie dag wat ons herdenk dat die ware lig na hierdie wêreld gekom het en die duisternis dit nooit ooit weer kan uitdoof nie. Kom ons vier fees. Kom ons laat brand die ligte. Steek al die ligte aan wat jy kan. Steek al die kersse aan wat jy kan. Jy moet laat niemand jou ooit vertel jy is met een of ander heidense fees besig as jy dit doen nie. Nee, ons vier die fees van die ware lig wat na hierdie wêreld gekom het. En as vandag verby is, dan word ek en jy die lig vir die wêreld. Dan gaan leef ons as ligdraers van die ware lig wat op Kersdag na hierdie wêreld gekom het. Alles tot sy eer. Mag jy 'n baie besonderse en 'n baie geseënde Kersdag hê. Amen. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vaderse rijk, word uit liefde aan mense geleid.
ryk word uit liefde aan mense gelei. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind.